Ek is Willie Sondersen en ek groet u hier op die senders van Joy Gospel Radio. Ek nooi u vriendelik uit om saam met my te kuier hier op my eie program Wolke van Getuienisse. Vriende, God plaas jou op sy program. Ek wil vandag met u gesels, as God jou op die program wil plaas, sal niemand kan keer nie. Handelinge 17 vers 30 wil ek graag vir u lees. Hy sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode uit op te wek. Nou vriende, Paulus is hier in die proses om te wag in Athene vir Silas en Timotheus. En terwyl hy wag, stap hy so deur die strate en bekyk al die afgodsbeelde en die tempels en die altare in die stad. Nou, Athene was in daardie tyd die mees gesogde plek vir toeriste. Athene was ook in daardie tyd die grootste universiteit in die wêreld. Studente het van oor die wêreld gekom om hier te kom studeer. Daar was meer standbeelde van afgode net in Athene as dan in die hele Griekeland. Dit word gesê dat dit makliker in Athene was om 'n God te ontmoet dan om 'n mens te ontmoet. Die Bybel sê dat Paulus het in sy gees baie ontsteld geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde is. Hy het in die sinagoges met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark en op die stadsplein met mense gepraat wat hy teëgekom het. Dit word vertel dat in Athene was daar nie veel om te doen nie en die manne het in sulke groepies op die markplein ontmoet wat in die middel van die stad geleë was. En dan het hulle daar gesit en gesels speletjies gespeel. Nou vriende, dink daaraan, as dit nou nog so in Griekeland aangaan, dan kan 'n mens mos verstaan waarom Griekeland die onlangse ekonomiese ineenstorting beleef het. Die mense het te veel gesels om op die markplein in die middel van die stad. In Paulus se brief aan die Tessalonisense vermaan Paulus hulle dat iemand wat nie wil werk nie, moet dan ook nie eet nie. Nou vriende, dis geen probleem vir Paulus om mense te kry met wie hy die evangelie kon deel nie. Ek reken die rede waarom Paulus opstandig geword het in sy gees, terwyl hy so tussen die hordes van afgodstandbeelde gestap het, was dat daar soveel Jode as ook Christene was, wat die ware God aanbid het, en hulle was veronderstel om aan hierdie mense die waarheid van God te kon uitgewys het. Nou so jammer vriende, dat dit te midde van hierdie teenswoordigheid en invloed van die Jode en die Grieksprekende Christene, was daar nog soveel afgodsbeelde in die stad, en dit het Paulus geweldig ontstel. Nou Paulus het met die mense op die markte gepraat en almal wat hy teëgekom het, en het een aan hulle die ware evangelie gebring. Hy het sommer so in die straat evangelie begin doen, en dit nog al hier in die heidense stad wat hoofsaaklik uit heidene, Jode en Christene bestaan het. Nou Paulus het met almal oor die blye boodskap gepraat. Paulus het die evangelie van Jesus en sy opstanding aan hulle verkondig. Die stadsvaders het toe vir Paulus gereël dat hulle almal
hulle almal moet kom toespreek in die Areopagus. Toe die aankondiging gemaak word dat Paulus in die Areopagus 'n toespraak gaan lewe, was daar 'n klein opskudding in die dorp. Die ganse dorp, die Atheners en selfs die uitlanders, almal self, die wat net besoekers was aan die stad, het in die strate gepraat oor Paulus en so dit staan in Handelinge 17 dat hulle het hul tyd aan niks anders bestee as om in te gaan en te hoor wat Paulus te sê het nie. Die dorp het behoorlik, sê die Bybel, gegons oor die mannetjie met sy vreemde leer. Hulle was so angstig om Paulus te hoor, want hulle het gesê dat hulle graag sal wil hoor wat hierdie nuwe leer is, wat hy verkondig, want party van die dinge wat hy sê klink vir hulle te vreemd en hulle sal graag wil meer weet wat dit alles beteken. Vriende, as God weet dat daar 'n siel is wat tot in kennis van die waarheid kan kom, dan ontseen hy geen moeite om jou op die program te plaas nie. Nou, vriende, Paulus het geweet, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Vriende, as God jou op 'n plek wil hê, as God jou op die program wil plaas, dan sal die wêreld en die owerhede of geen weermag of atoombom sal God kan keer. Nee, hulle moet onderwerp aan God se plan, God se gesag, God se raad. As God in jou 'n raadsbesluit gedoen het, dan God sommer self die reklamewerk vir jou gaan doen. So 'n hele paar jaar gelede was ek daar in Portugal besig om van dorp na dorp te gaan en my getuienis in kerke te bring. Nou vriende, in Portugal was ongeveer 98% katholiek en 2% ander gelowe. Omdat die katholieke kerk in die meerderheid is, het hulle ook alle beheer oor Christelike programme gehad wat op die nasionale televisie gebeeldsaai word. Gewoonlik word ander gelowe se programme gedurende 2 uur en 3 uur in die nag uitgesaai en dit is dan die tyd dat die meeste mense slaap. Met my besoek het ek een Sondagmiddag 'n diens gehou in Lisbon in 'n groot auditorium en daar het 'n groot aantal mense kom luister. Net voor die diens in aanvang geneem het ek gearriveer en terwyl ek so in die gang van die groot auditorium afstap met my tas in my hand en die tolk wat die vertaling gaan doen saam met my, keer 'n groep mense met TV-kameras my voor en 'n dame uit die groep stel haar aan my voor in Engels as 'n omroepster van die nasionale televisienetwerk van Portugal. Die dame vra vir my of hulle met my 'n onderhoud kan voer net voor die diens. En sommer daar in die gang van die auditorium het sy my 'n paar vrae gevra terwyl die kameraman die besoek aan Portugal waarop ek haar vertel het dat ek genooi is om my getuienis in verskeie kerke in Portugal te kom gee. Ek noem ook verder aan haar dat ek ook hier is om vir die mense te vertel dat Jesus se koms voor die deur is en dat ons gereed moet maak vir sy wederkoms. Sy vra my toe uit oor die ongeluk waarin ek betrokke was en ek wys toe aan haar die littekens op my bene en my arms terwyl die kameraman dit alles sorgvuldig afgeneem het. En na die onderhoud het sy my bedank en vriendelik gegroet. Nou, daar was 'n groot skaar mense in die auditorium en ek het my getuienis gebring en baie siele het hul lewens met die Here versoen. Die volgende middag het ek saam met die tolk in 'n restaurant gaan sit en gaan ietsie eet. Die televisie in die restaurant was aangeskakel en volgens die tolk was dit tyd vir die 6 uur nuus daardie middag. Terwyl ons so eet, gryp die tolk my aan die arm en hy sê vir my, weet jy wat het hulle so pas op die televisie aangekondig?
dat daar direk na die nuus 'n onderhoud gaan wees, uitgesaai word van 'n man, Willie Saunderson uit Suid-Afrika, wat in Portugal is, om sy wonderbaarlike getuienis te bring van hoe hy oorleef het na 'n ontploffing waarin sy liggaam so 90 tot 95% verbrand was. Die tolk was so opgewonde en het vir my aanhoudend gesê dat dit die eerste keer in Portugal se geskiedenis is dat dit so iets gebeur het. Dit is 'n wonderwerk en dat dit uitgesaai gaan word. 'n Christelike program net na 6 se nuus. Dis 'n wonderwerk. Hulle gaan dit uitbeeld saai en dit na die 6 uur nuus, en hulle moedig mense aan om te luister. Ek het en dit op 'n prima tyd wanneer die meeste mense tuis is. O, liewe vriende, as God jou wil werk, wie sal kan keer? As God jou op die program wil plaas, gaan geen helse mag jou kan keer nie. Hulle saai toe die onderhoud wat die joernalis met my gehad het die Sondagmiddag. Na die program is ek na die plek waar ek tuis was. Ek was so bevoorreg dat God 'n eenvoudige Suid-Afrikaner gebruik het en dit in Portugal, 'n land waar die Katolieke Kerk die beheer het. Ek was skaars by my woonplek toe lui die telefoon en 'n pastoor van 'n gemeente in Portugal, by wie ek op 'n vorige geleentheid in sy kerk gepraat het, skakel my. Die pastoor is so opgewonde en deel met my die wonderlikste getuienis wat God deur die uitsending van daardie program gedoen het. Al wat hy gehoor, al wat ek kon hoor is, Brother Willie, praise God. God has used your testimony on TV today to make history in Portugal. Hallelujah. By putting you on the program, on prime time, on our national TV show. God has placed you on the program. Share your wonderful testimony with all the viewers in Portugal. Halleluja. Die pastoor deel met my hierdie wonderbaarlike getuienis wat gebeur het tydens die uitsending. Hy vertel dat hy op daardie oomblik toe die program uitgesaai word, by 'n man in die hospitaal was wat op sterwe gelê het van AIDS. Hy sê die bloed het al tussen sy tande uitgevloei en hy het die blootste rukkings gehad wat verklaar dat die dood binne dae kan intree, miskien in ure kan intree. Hy vertel dat op die tafel het die televisie gestaan en toe hulle die berig aankondig dat hy my program na die nuus gaan uitsaai gaan word, het hy toe die program opgekom het ek sy arm onder die kussing ingedruk, die pastoor nou, en hy het die man half 'n dooie man so kop met sy arm opgetel en vir die man gesê, dat hy sê, probeer net kyk na daardie man op die TV. Die pastoor vertel dat die man het sy oë oopgemaak en gekyk na die program. Hy is op die grens van die dood. Halleluja, maar God is nog getrou. Toe die program eindig, het hy gefluister en vir die pastoor gevra, kan God dit vir my ook doen? Die pastoor het dadelik sy hande op hom gelê en vir hom gebid. Die pastoor aan die ander kant van die telefoon se stem het bewoog geraak en al wat hy kon uitkry was, nadat hy vir die man gebid het die bloed gestop. Die rukkings het opgehou. God is 'n God van genesing en daar het nuwe lewe in die man gekom. Vriende, die Bybel sê 'n ware getuienis red lewens. Halleluja. U sien, vriende, God het nie die aannemer van die persoon nie, maar hy is die kenner van die behoefte van die mens. Al is jy ook waar, al is jy in watter toestand,
God sien jou raak, my vriend. God het die man se behoefte gesien en het die getuienis van Willie Sanderson op die program geplaas, omdat God geweet het daar een man in Portugal in hospitaal is, wat op sterwe lê, wat God in die reddende krag genodig het, om hom daar uit te ruk. Een man met God is in 'n meterryk, vriende. God het my getuienis op die program geplaas, al was dit dan net vir daardie een siel. Die duiwel het gekom om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus, maar Jesus het gekom dat ons lewe en dit in oorvloed mag hê. Vriende, Paulus was deur God op die program geplaas en hy moes op die Areopagus voor al die Atheners sy toespraak lewer oor hierdie lewende God wat die hemel en die aarde geskaap het, hierdie God wat sy hande gemaak het, wat die mens geformeer het met sy hande. Vriende, die Bybel sê, as ek die hemel aanskou, die werke van sy vingers, die maan en die sterre, wat is die mens dat God op ons ag gee? Vriende, Athene was in rep en roer toe hulle hoor dat Paulus die volk gaan toespreek. Die mense tot in die strate oor niks anders kon praat as die toespraak wat Paulus gaan lewer nie. Toe Paulus in die middel van die Areopagus gaan staan het, is daar 'n doodse stilte oor die skare toegesak. Athene se strate was leeg, want almal was angstig om te hoor wat Paulus gaan sê. O, een man met God is in 'n meerderheid. Paulus begin sy rede met soveel sielkundige taktiek en wysheid, en deurdat hy hulle komplimenteer en hulle meedeel hoe wonderlik en beïndruk was met hulle godsdienstigheid. Paulus vertel dat hy so deur hulle geskiedkundige stad gewandel het, en dit wat so opvallend was, dat hulle in elke opsig baie godsdienstige volk moet wees. Hy vertel vir hulle, terwyl hy so deur hulle stad gestap het en kyk na al die besienswaardighede, veral wat hom opgeval het, dat daar soveel standbeelde van hul godes is. Hy het ook die aanbiddingssentrums gesien en het soveel bewondering vir hulle toegewydheid, hulle kunstigheid aan hulle gode gesien, hulle toegewydheid. Paulus vertel dat toe hy so na hulle godes gekyk het, toe sien hy ook 'n altaar waarop geskrywe staan hierdie woorde: aan 'n onbekende God. Paulus het hulle voorwaar gevange met lus. Hy komplimenteer hulle oor die feit dat hulle reeds hierdie onbekende God aanbid en dat hulle hom nie eers ken nie. Hulle weet nie eens wie hy is nie. Paulus het hulle sielkundig voorberei om na sy rede te luister. Hy smeer nog heuning om hulle mond toe hy vir hulle vertel dat hulle hierdie God alreeds erkenning gegee het, deur vir hom 'n voorwerp van aanbidding te maak. Weens die feit dat hy 'n onbekende God vir hulle is dit vir Paulus 'n voorreg om hierdie onbekende God aan hulle voor te stel. Die stilte oor die skare was tasbaar. Paulus verduidelik hierdie God wat vir hulle nog onbekend is, verteenwoordig hy, en dit is hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy's 'n ambassadeur van hierdie God. Die Amplified Bible sê, he produced and formed the world. God het die wêreld voortgebring en het dit gevorm. Handelinge 17 vers 26 sê hy, het uit een bloed
al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Met soveel wysheid stel Paulus, die skepper van hemel en aarde, aan hulle voor, aan hierdie alleen ware en wyse God. Hy sê in Romeine 11, vers 33, hy sê, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is u oordeele en onnaspeurlik u weë, want wie het ooit die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman? Of wie het ooit iets aan hom gegee dat hom vergeld moes word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne die geregtigheid tot in alle ewigheid, vriende. Paulus maak dadelik 'n skeiding tussen sy God en hulle afgode, deur te verklaar dat hierdie onbekende God nie woon in handgemaakte tempels nie. Ook word hy nie met menslike hande gemaak, dat hy 'n behoefte het dat mense hom moet ronddra, vriende, hom moet versorg nie. Inteendeel, dit is hierdie God wat aan almal die lewe en die asem gegee het. Vriende, kan jy besef wie is hy? Wie is hy wat op die wolke woon? Wie is hy wat vandag ook vir u kan oplig uit al die omstandighede? Uit een mens het hy al die nasies gemaak, om dit te bevestig, vriende, wat Paulus hier gesê het. Die wetenskaplikes het nou ontdek dat met die ontleding van die menslike DNA is daar sekere karakters in die DNA van die mens ingebou, wat almal dieselfde karakters of nommers het, ongeag van watter volk of ras of afkomstig jy is of nasie is. Wat Paulus hier gesê het, is inderdaad dat God uit een mens al die mense gemaak het. Volgens die nuwe Amerikaanse vertaling in Handelinge 17 vers 26 verklaar dat God die mens gemaak het om oor die hele aarde te woon. God het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. Psalm 87 vers 6 sê, die Here sal tel as hy die volke opskrywe. Hierdie een is daar gebore. Paulus en daardie een is daar gebore. Paulus openbaar aan hierdie Atenes dat God het die mens gemaak en op die aarde geplaas om God te dien en hom te verheerlik as 'n opperwese van die aarde. Paulus verduidelik dat hy nie ver van enigeen van ons af is nie. Dat ons nie nodig het om rond te tas, om hom te soek nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Prys die Here, vriende. Paulus het inderdaad sy huiswerk behoorlik gedoen en weer raak hy hulle harte aan met die stelling dat selfs hulle eie Atenes digters het ook geskrywe dat ons stem ook van hierdie onbekende lewende God af, want ons is ook sy geslag. Halleluja. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge. 'n vriende, skepping van menslike vaardigheid en verbeelding. Die verbasing op die gesigte van hierdie Atenes, daar in daardie Areopagus, kon duidelik gesien word. Hulle was stil met Paulus in breedvoerige verduideliking wie die God is wat hulle op die altaar die inskrywing gemaak het aan 'n onbekende God. Broer en suster, vriende, kan ons vanaand dankie sê Here vir Jesus,
soos 'n bekwame evangelis, het Paulus die net getrek toe hy alles mooi verduidelik het. En dit is die kern van my boodskap. God het dan nou die tyd van onkunde oorgesien en verkondig nou aan almal oral om hulle te bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy hierdie wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wie hy aangestel het. En hy het hiervan sekerheid gegee. Halleluja. Hy het hiervan sekerheid gegee deur hom uit die dood uit op te wek, vriende. Halleluja. Waar in hierdie wêreld in geregtigheid hy gaan kom. Onthou, vanaand is Jesus. Is hy die een wat vir jou instaan? Die Bybel sê, hy wat al ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe. Halleluja, vriende. Ek prys sy wonderlike naam. Deur wie se wonde julle genees is hy, dat God vir ons ook dit uit die pad uitgebring het. Hy het van die Vader gehoor en hy het ook dit vir ons gebring, vriende. O, prys die Here. Wil jy nie vanaand daar 'n liefdevolle God aanvaar, hom in jou lewe inroep nie? Hierdie God, hierdie onbekende God, as hy vanaand nog vir jou onbekend is, wil ek vir jou sê, kom na hom toe. O, die steen wat die bouers verag het 'n hoeksteen geword en hy's wonderbaar. Halleluja, hulle noem hom Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Prys sy naam. Dankie, Here. Hy sê toe hy in die wêreld ingekom het hy slagoffer en spysoffer wou hy nie hê nie, maar hy het vir hom 'n liggaam voorberei. Prys sy naam. Brandoffers en sondoffers het hom nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe. Ek kom, o God, om u wil te doen, vriende. Ek wil vanaand vir u sê wat luister na hierdie boodskap. Mag God gee dat jy gereed is as hierdie God gaan kom. Hy gaan kom, die Bybel sê in Johannes 14 sê hy vir ons dit, sodat julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. Halleluja. En as julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het en gesê het dat ek na my Vader gaan, want my Vader is groter as ek. Ek sê dit vir julle nou, dat wanneer dit gebeur, dat julle sal glo as dit gebeur. Vriende, Jesus gaan kom. Hulle het onlangs gesê op die 9de Oktober gaan Jesus kom met die wegraping. Vriende, omdat dit alleen is, het dit nie gebeur nie. Toe is dit weer die 17de, daar het niks gebeur nie. Maar hy gaan kom die uur wanneer dit donker is op hierdie aarde en ons snel daarna daar die einde toe. Wil jy nie vanaand, as jy luister na hierdie boodskap, voel, Here, ek wil my alles op die altaar sit, ek wil God dien met alles wat in my is. Mag die Here u seën, hierdie woord aan u harte seën. Maranatha, Jesus kom, amen.